Die rugby wêreldbeker koers loop hoog en is dit goed gedink om vandag by een van Suid-Afrika se oudste skole 'n draai te kom maak. Hoër Jongensskool hier in Parel. Ons praat met hulle omdat hulle alreeds 20 springbokke opgelewer het. Ek praat met die rugby-afrigter Shaun Erasmus en hulle kaptein Andreas van Wyk. Andreas en Shaun, welkom by die Groot Ontbyt. Baie dankie, lekker om hier te wees. Nou, 20 springbokke het julle opgelewer. Wie is hulle en vertel ons 'n bietjie meer van hulle storie? Ja, ek dink die eerste een wat soort van dadelik vorentoe kom is toe ek jonk was, onthou mannetjies roe. We almal altyd gepraat oor mannetjies roe. En dan die ouens wat die laaste paar jaar is Corneille Kriege, Karel Du Plessis, jy weet Wiaan Basson, Gathro Steenkamp. En dan het ons nou in die wêreldbeker huidiglik ons Frans Malherbe. Nou, dit is absoluut belangrik om 'n goeie ondersteuningsspan te hê vir elke rugbyspeler. Kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel van julle ondersteuningsspan? Ja, ek dink die sukses van hierdie jaar is ons die eerste en die tweede span so half bymekaar gehad het en selfde afrigtingspan bymekaar gesit het. So, jy weet, die feit dat die span so goeie span is net 'n refleksie op hoe goed die afrigtingspan om dit is. So ek het vir Elme Wolfhard en David Sarie wat saam met my afrigtingspan afrig en dan Reino Ras het ons kondisionering doen. Hy sorg vir die manne in die gym en dan Ansel Brink en Dr Kobus Eis. Hulle is ons mediese span. So ons baie gelukkig om so 'n goeie span te hê agter die span. Andreas, ek weet dat jy 'n baie suksesvolle verhaal het. Wil jy dit gou kortliks met ons deel? Ja, en ek is 'n jaar terug gehou. So daarom speel ek 3 jaar onder 19 rugby en toe in my graad 10 jaar het ek half onseker in die ding ingegaan. Ek onthou die ouens was groot geweest waarteen ek rugby proewe gespeel het en so en toe eindig ek op in die 5de span wat hierdie skoolhoof afgerig word, die sogenaamde Eagles. En toe die volgende jaar gaan speel ek half rugby proewe, maar ek was baie onseker oor waar ek wil uitkom en wat ek wil bereik en so. En ek het besluit ek gaan net aanhou hard werk in my graad 10 jaar en toe ek in my graad 11 jaar is ek so bevoorreg om vir die eerste keer vir die eerste span uit te draf. Dit was 'n baie trotse oomblik vir my gewees en ja, toe die volgende jaar van daar af is so sukses op sukses half dis ek as kaptein gekies en ja, wat 'n voorreg. Daar is sekerlik iemand wat kyk na hierdie program en ook deur 'n moeilike tyd gaan of 'n jaar teruggehou word. Wat 'n motiverende woord het jy vir ons vanoggend? Ja, ek sou vir hulle sê as jy soos 'n terugset in die lewe gehad het, soos moenie dan moenie ophou hard werk en ophou glo dat jy dit kan doen nie, soos hou moed, hou 'n positiewe mindset as ek so kan sê. En ja, soos wat ons hierdie jaar gehad het in die rugby span, ons slogan al vir die jaar was gewees ETFG, wat staan vir Every Try for God. Wat beteken soos as dinge moeilik raak of so, dan weet jy waartoe om te gaan. Shaun, ek weet dat dit julle 100ste interskooljaar was en dit was 'n absolute groot sukses. Kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel oor hoekom hierdie jaar so uitgestaan het? Ja, hier is baie spesiale jaar, jy weet, baie goeie dinge gebeur in die jaar. Ek sê vir mense baie keer is amper soos die Sharks met hulle 100 jaar. Eers na 100 jaar weer die Currie-beker gewen en so aan. Dit was amper daai tipe van gevoel geweest, maar dit was baie lekker geweest om interskole goed te doen, jy weet. Dit was vir my spesiaal geweest elke wedstryd en elke week saam met die ouens om te sien hoe hulle 'n soort van hulle self hoe ernstig hulle gevat het, hulle verantwoordelikheid gevat het en wat hulle voorgestaan het. Dit was lekker om te sien hoe ou soos Andreas, jy weet, mooi groot geword het in daai rol as die kaptein en die waardes waarvoor hy gestaan het en hoe die skool hom ondersteun het. Shaun, hoe lyk 'n tipiese wedstryddag? Ja, ons sou gewoonlik sommer in die oggende hang af van wat die dag is, sal ons sommer saam ontbyt kom eet saam as 'n groep 30 seuns en die afrigters en dan as ons veld toe gaan, dan doen ons 'n Bybelstudie saam. Die ouens, ons het Joel Osteen se boek You Can and You Will gebruik hierdie jaar en dan het ons so liedjie saam geluister, lekker Christelike liedjie waar ons net bietjie weer, jy weet, so half die vibe net aan die gang gekry het en lekker en dan het die ouens 'n top-up meal gehad, so hulle kry piesangs en pannekoek met stroop en lekker net om weer die manne eet mos nou redelik baie. So net om hulle weer reg te kry en dan van daar af was dit rustig geweest, bietjie die skool gaan ondersteun en dan met die strapping begin met die fisio. Al die pleister hulle mekaar reg en so aan en dan was dit maar die laaste opwarming saam met Reino en ons as die afrigters en dan was dit aksietyd geweest. Hoe belangrik is dit dat jy nie net na die fisiese liggaam omsien nie, maar ook die gees en die siel? Meer as al die wenne was dit seker die sukses van die seisoen vir my gewees, is dat die seuns geestelik gegroei het en die Here gevind het en glorie gegee het aan God vir alles wat ons gedoen het. Shaun en Andreas, baie dankie dat julle tyd gemaak het vir ons vandag en ek weet dat daar sommer nog groot sukses vir Boys High voorlê. Baie dankie. En soos jy kan sien, gaan dit nie net oor die sport nie, maar oor die hele wese van wie die seun is. Ek hoop jy was geïnspireer deur Boys High se storie vanoggend. Volgende keer maak ons weer so.